Goeiedag, hallo almal, baie welkom. Dis vir my 'n groot voorreg om vandag saam met julle te gesels. En ja, ek is Liana Lennert, my naam, en ek werk hier by die Solidariteit Beweging. Ek is aangestel as hoof van die menslike hulpbronne afdeling. En ek doen hierdie werk nou al vir omtrent so 15 jaar. So, as daar vrae is wat jy wil vra, asseblief neem deel aan die gesprek. Ek het so oor hoofse bietjie inligting bymekaar gesit oor wat belangrik is wanneer 'n mens in terme van HR werk en waarop jy moet fokus. En dan natuurlik het ons 'n baie groot voorreg, so ek het hierdie boek wat ek kan weggee. En as jy nou mooi luister en mooi oplet, gaan ek aan die einde van die tyd 'n vraag vra en dan staan jy die kans om hierdie boek te wen. Ek het 'n hele paar temas uitgesoek wat ek gedink het sinvol sal wees om met julle te bespreek. Sommige van ek gaan ek in 'n bietjie meer detail bespreek, ander gaan ons 'n bietjie minder aandag aan spandeer, maar soos wat ons deurgaan is jy meer as welkom om vir jou 'n paar aantekeninge te maak ten opsigte van vrae en ek sal aan die einde van die tyd geleentheid gee vir vrae sodat julle kan vra. So in terme van die gesprek vandag gaan ons 'n bietjie kyk na wat is menslike hulpbronne en waarom moet ek my daaraan steur? Hoekom is dit belangrik om aandag te gee daaraan? Wat is die relevante wetgewing wat van toepassing is op menslike hulpbronne? Hoe lyk personeelbeplanning en aanstelling? Hoe doen 'n mens dit? Waar fokus jy? En dan natuurlik vergoeding en erkenning. Is my vergoedings metodiek, my filosofie, hoe ek oor vergoedings dink, is dit gepas vir die organisasie waarbinne ek myself bevind? Dan natuurlik gaan 'n mens nie van mense af kan wegstap sonder om 'n bietjie tyd te spandeer aan hoe lyk gedrag en dissipline nie. Want elke mens kom ons maar met sy eie stel reëls werk toe. So ons moet bietjie daarna kyk. Dan die rol van vakbonde, gaan kortliks verwys na die CCMA. Ons gaan 'n bietjie kyk na personeelwelstand en moraal. En in die teoretiese terme verwys ons altyd na kultuur en klimaat. Dan gaan ons 'n bietjie kyk na bestuur van werk. Hoe lyk 'n goeie werk? En dan natuurlik die organisasie se visie, missie en strategie en samevatting. So julle sal sien ek het hom nou 'n bietjie omgedraai. Gewoonlik sal jy by die visie en die missie en die strategie begin. En dan later sal jy half oor die detail begin praat. Ek het hom omgeswaai want ek dink dis belangrik vir ons om ook 'n bietjie kennis te maak met die detail. Menslike hulpbronne uit die aard van die saak is vir my 'n wonderlike beroep, is 'n wonderlike afdeling om in jou organisasie te hê. Dis wonderlik om die beginsels te kan verstaan, want dan kan jy sekere goed in plek sit om dit in jou organisasie vir jouself makliker te maak. Natuurlik moet jy beplan hoeveel mense jy nodig het. Jy moet hulle oplei sodat hulle die regte vaardighede het om die werk te kan doen wat jy graag wil hê hulle moet doen. Het sy dit nou formele of informele of selfs net opleiding is by die werkstasie self. Dan natuurlik het 'n mens die diensvoorwaardes en vergoedingsstandaarde waarna ons kyk. Mense het verskillende forme van kommunikasie met personeel. Partykeer moet jy konsulteer, ander kere moet jy dissiplineer, partykeer moet jy instruksie gee, so daar's verskillende forme van kommunikasie. En dan natuurlik die onderhandeling. Ek dink baie van julle sou al met die onderhandelingsdeel te doen gekry het, veral as jy wil hê iemand moet by jou kom werk, dan gaan jy 'n bietjie met daai ou onderhandel oor wat se salaris eintlik dan 'n sinvolle salaris gaan wees, met in jou agterkop natuurlik wat jy kan bekostig. En ek dink in baie organisasies probeer ons mense aanstel, en vergoeding dink ek is 'n groot uitdagende faktor, want wat betaal jy? Wat is 'n markverwante salaris? Hoe weet ek wat 'n markverwante salaris is? En dan natuurlik die beleid en prosedure. Wat is die reëls en regulasies wat ons graag in die organisasie wil nakom? En uit die aard van die saak kan jy nie 'n afdeling bedryf of mense bedryf sonder dat jy die regte administrasie in plek het nie. So ons gaan ook 'n bietjie daaraan tyd spandeer. Goed, wat is die wetgewing wat van toepassing is op menslike hulpbronne? Die eerste ding is die grondwet. En binne in die grondwet is daar 'n paar regte, basiese menseregte vervat wat jy
inherent eintlik altyd aan moet voldoen. Met ander woorde, jy kan nie diskrimineer nie, jy moet ten minste vir mense 'n omgewing skep waarbinne hulle veilig kan wees, waarbinne hulle die reg het tot lopende water en sanitasie en dies meer. So daar's klomp goed wat selfs al vanuit die grondwet uit voorgeskryf word vir menslike hulpbronne. Dan natuurlik die arbeidsverhoudinge wetgewing en die wet op basiese diensvoorwaardes. Nou die arbeidsverhoudinge wetgewing praat meerendeels oor hoe arbeidsverhoudinge bestuur moet word. Met ander woorde, hoe 'n vakbond geregistreer moet word, hoe die verhoudinge binne in 'n organisasie behoort te lyk, hoe demografie behoort te bestuur te word en dies meer. Dan die wet op basiese diensvoorwaardes weer praat oor die hoeveelheid dae verlof wat iemand kan kry per jaar. Dit praat oor siekverlof. Dit praat oor die verskillende forme van byvoorbeeld werksure, hoe werk skofte, wanneer moet jy 'n toelaag betaal ten opsigte van skofwerk en dies meer. Dan natuurlik kry mens ook die sectoral determination of sektorale vaststellings. Nou hierdie sektorale vaststellings is vir elk van die verskillende bedrywe geskryf. Jy kry een vir plaaswerkers en huiswerkers, dan kry jy een vir die gasvryheidsindustrie, jy kry een vir retail of kleinhandel. So daar's klomp verskillende van hierdie sektorale vaststellings. So dis baie belangrik dat jy nie net gaan kyk na die wet op basiese diensvoorwaardes nie. Jy moet gaan kyk in watter sektor jy val. Waar is jou besigheid geleë? Is jy, byvoorbeeld het jy 'n haarkappery? Want daai persone het ook 'n spesifieke sektorale vaststelling, wat bepaal wat die minimum salarisse is, wat minimum werksure is en dies meer. So, jy moet jouself ook mooi bewus maak en vergewis dat daar 'n ander stel reëls is wat geld. Nou, hoe geld hierdie reëls ten opsigte van mekaar, of hierdie wetgewings ten opsigte van mekaar? Die arbeidswetgewing het altyd die swaarste gesag. Dan, na die arbeidswetgewing, gaan jy die wet op basiese diensvoorwaardes gebruik. En jy gaan altyd terugval na die wet op basiese diensvoorwaardes. So gestel jy val nou in 'n sektor wat 'n sektorale vaststelling het, dan gaan die reëls van die sektorale vaststelling geld, maar wanneer die sektorale vaststelling byvoorbeeld swyg oor iets, soos werksure, gaan jy altyd terugval op die wet op basiese diensvoorwaardes. So dis hoe hierdie wette se hiërargie werk. Dan het jy natuurlik die Employment Equity Act. Nou, ons is baie keer geneig om net negatief te kyk na die Employment Equity Act, terwyl in wese die wetgewing eintlik geskryf is om dit vir jou om 'n werksplek te skep wat harmonieus is. Met ander woorde, daar waar mense lekker saamwerk, waar daar geleenthede is, waar ons mekaar help om te groei, daar's opleiding en dies meer. So dis eintlik die intensie van hierdie wetgewing. Maar omdat ons in 'n nuwe omgewing onsself bevind, waar daar rassekwotas is en waar mense eintlik al gedwing word om mense van allerlei diversiteite aan te stel, het hierdie wet uiteindelik teenstrydig met die aard waarin die wet geskryf is, 'n bietjie van 'n slegter konnotasie begin kry. Goed, dan natuurlik die Skills Development Act, en soos julle wel weet, is daar baie veranderings ten opsigte van die Skills Development Act of die vaardigheidsontwikkelingswetgewing. En dis belangrik dat jy uitvind by watter SETA jy geregistreer moet wees, sodat jy ten minste van daai geld kan terugkry, wat jy elke maand dan so getrou aftrek. Baie van die SETA's ook in die verskillende industrieë het baie oulike programme wat hulle aanbied, en sommige van hierdie programme is ook redelik goedkoop en is van hoë gehalte. So as jy personeel op opleiding wou stuur, is die SETA eintlik in baie gevalle die beste plek om die mense te stuur vir die opleiding, want dan is jy ook verseker dat jy die geld kan terugkry.
Dan natuurlik moet ons nie vergeet dat daar ander statutêre wetgewings is wat belangrik is om te gebruik nie. Die een is die UIF of die Unemployment of Werkloosheidsversekeringsfonds. Nou, hulle is baie oulik en op datum op die oomblik en hulle het 'n elektroniese stelsel bekendgestel. So jy hoef eintlik inherent nie meer 'n klomp fisiese dokumente in te handig nie. Jy kan deesdae jou registrasies aanlyn doen en ook wanneer mense geld gaan terugeis, het sy vir kraamverlof of iemand wat dalk afgelees en dis meer, dan kan jy eintlik elektronies meeste van hierdie goed hanteer. Dan die beroepsveiligheid en gesondheid wetgewing. Baie keer is ons geneig om nie vreeslik baie aandag daarin te gee nie, maar dis eintlik een van die wetgewings wat jy baie nou moet na kyk, want die straf vir nie nakoming van hierdie wetgewing is dat jy nie tronk kan beland sonder dat hulle vra. So maak maar seker dat jy ook weet wat die basiese riglyne en standaarde is rondom 'n veilige en 'n gesonde werksplek. En dan natuurlik die Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act of COIDA soos wat ons naam verwys. Dis tipies daar as 'n personeellid byvoorbeeld aan diens seer kry, watse eise kan jy indien? Nou, dis sekerlik een van die departemente wat ons die meeste mee sukkel. Ek weet nie of julle in die media al gesien het nie, maar Solidariteit is besig met 'n groot veldtog teen die kommissaris wat baie lank tyd spandeer voordat hulle eise uitbetaal. So ja, dis een van daai waarvoor jy baie hare op jou tande moet hê en baie geduld moet aan die dag lê om hierdie eise en goed afgehandel te kry, maar dis belangrik dat jy weet waaroor dit gaan. In terme van personeelbeplanning en aanstelling, ek spandeer nie vreeslik baie tyd aan die wetgewing nie, tensy daar spesifieke vrae is, dan kan julle my gerus aan die einde weer daaroor vra. Personeelbeplanning en aanstellings, hoe werk dit? Nou, ek wil hê, jy moet eers 'n bietjie aan jou personeel dink, en ek wil hê in julle groepe, gesels gou vir 2 sekondes oor wie onder julle mense is uitblinkers. Kan jy vinnig iemand identifiseer wat jy dink 'n uitblinker is? En het jy dalk iemand wat saam met jou werk wat leierseienskappe toon? En het jy mense wie se ingesteldheid positief is? En wie onder hulle presteer glad nie goed nie? En wie van hulle is eintlik moeilikheidmakers? So kan julle gou vinnig onder mekaar, is dit vir jou maklik om die name te kan identifiseer? Goed, dit lyk wel vir my asof julle vinnig of redelik vinnig hierdie vraag kan antwoord. Nou, as ons bietjie gaan kyk na die mense wat nie goed presteer nie en die van hulle wat 'n bietjie moeilikheidmakers is en so, vra ek nou die volgende vraag. Hoe het hulle in jou besigheid beland? Nou, dis die belangrike vraag, want sien, jy is op die ou einde die persoon wat die besluite neem om iemand in jou besigheid aan te stel of nie. En daar is 'n baie goeie rede hoekom ek hierdie vraag vir jou vra. Die een is, as jy weet wie die uitblinkers is, en jy kyk na hulle, dan kan jy sekere gedragseienskappe kan jy identifiseer wat hulle suksesvol maak. Het sy dit is 'n positiewe ingesteldheid, het sy dit is 'n sin vir lojaliteit, het sy dit is 'n sin vir dringendheid. Met ander woorde, jy weet reeds, wat is dit wat die mens in jou organisasie suksesvol maak? Dan het jy ook reeds inligting oor wat maak iemand onsuksesvol. Watter eienskappe in daardie mens wat jy in jou organisasie reeds sien, wat byvoorbeeld nie uitblink nie. Watter eienskappe wil jy nie graag in jou organisasie hê nie? En daarom is dit belangrik wanneer jy personeelbeplanning en aanstellings doen, om daai lysie van jou bymekaar te hou, om te weet wat die eienskappe is wat jy soek in werknemers. Want wanneer jy 'n pos adverteer, of wanneer jy 'n pos het wat beskikbaar raak, en jy ontvang hierdie CV's, moet jy reeds deur daai siftingsproses, wanneer jy deur die CV's lees, moet jy reeds sekere eienskappe al kan begin identifiseer. En daarom kan jy dan al besluit, wil ek hierdie mens nooi vir 'n onderhoud of nie.
Nou, in baie ander organisasies werk dit so, jy kry dalk 2 CV's, of jy kry dalk net 1 CV, of jy kry dalk 10 CV's. Wat maak jy met hierdie inligting? Goed, nou in ons bedryf, ons het die luksheid om 'n paar prosesse in plek te sit. Ons kan psigometriese toetse doen, ons kan krediet en kriminele verwysings doen, ons kan verwysings bel om te hoor hoe die mens gewerk het in 'n vorige pos, voordat ons die stap neem om iemand aan te stel. Ons het ook 'n baie deurtrapte onderhoudsproses, waar ons met mense in gesprek tree voordat ons onderhoude voer. En as jy nie daai, ek wil amper sê hulpmiddels tot jou beskikking het nie, wil ek vandag 'n paar idees in jou midde laat oor hoe om te kyk na kandidate, hoe om te kyk na die CV en hoe om die geskikte kandidaat vir jou organisasie te kan kies. Nou, soos julle weet is daar dan nou 'n hele proses. Jy gaan 'n advertensie optrek, dit plaas in 'n plaaslike koerant of in 'n koerant, ontvang die CV's, siffie CV's, dan is daar gewoonlik die evalueringsperiode en dan maak 'n mens 'n aanbod. Nou, 'n aanbod verkieslik moet ook op skrif gemaak word, sodat die persoon dit teken en sê ek aanvaar hierdie aanbod tot werk. En dan is jy al in die eerste ooreenkoms met daai mens. En dan natuurlik die kontrak met 'n posbeskrywing en 'n klein bietjie van 'n induksie, 'n verwelkoming. In die terminologie of in die vaktaal praat hulle van onboarding. Hoe bring jy hierdie persoon aan boord by jou organisasie? Dan natuurlik die betaalrol. Hoe hierdie persoon se leer bymekaar gehou word en dis meer. So hier het ek sommer net 'n praktiese voorbeeld van 'n advertensie vir julle gelys, om te sê, hoe lyk 'n normale advertensie? 'n Normale advertensie het gewoonlik in die eerste paragraaf die kwalifikasie wat jy nou soek. As jy byvoorbeeld iemand soek wat net 'n matriek het, dan gaan jy praat van 'n senior sertifikaat of 'n sekretariële diploma of 'n soortgelyke NQF kwalifikasie. Jy kan 'n bietjie verwys in die eerste paragraaf na byvoorbeeld hoeveel jaar ondervinding jy nou soek. As dit 'n pos is wat nie vreeslik baie senior is nie, dan is ervaring iets wat die persoon kan aanleer. Maar wanneer dit 'n senior pos is dit belangrik om byvoorbeeld daarin te sit hoeveel jare ondervinding die persoon moet hê. Dan in die volgende paragraaf gaan jy 'n bietjie praat oor die vaardighede. Onthou ons het nou vir mekaar gesê, wat het jy geïdentifiseer, wat is daai eienskappe en vaardighede wat 'n persoon in jou organisasie suksesvol maak. So jy kan dit reeds daar gaan skryf. Iemand wat sterk administratief is, of iemand wat rekenaar en internet vaardig is, wat begrotingsbestuur kan doen en dis meer. En dan natuurlik kan jy ook 'n bietjie vertel wat is die verantwoordelikhede van die pos en dan kan jy vra vir die CV's. Ons sit onderaan ons CV's 'n klein sinnetjie wat jou in terme van die wetgewing bietjie beskerm, en dit is, indien jy nie binne 3 weke na die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy eintlik maar aanneem dat ander kandidaate voorrang gehad het op jou aansoek. Want dit is baie belangrik dat 'n mens vir kandidaate laat weet dat hulle suksesvol of onsuksesvol was. So hierdie is nie noodwendig die enigste manier om dit te doen nie, maar dis 'n veilige manier om dit te doen, want gestel iemand vat jou CCMA toe vir 'n onregverdige arbeidspraktyk. Hulle het aansoek gedoen vir die werk, die wet op basiese diensvoorwaardes en eintlik veel meer die Employment Equity, die gelykheids of die Employment Equity Act, sê dat almal 'n gelyke kans moet staan. Dan gaan jy met redes aanvoer waarom 'n persoon byvoorbeeld onsuksesvol was. En daai klein sinnetjie onderaan 'n advertensie help jou om so klein bietjie te kan wegkom daarmee dat jy nie 'n spuitbriefie gestuur het nie. Maar die eintlike praktyk is dat jy moet 'n spuitbriefie stuur vir elke kandidaat wat aansoek gedoen het wat nie suksesvol was nie. Maar nou ja, ek weet, as mense nie administratiewe kapasiteit het nie, dat dit partykeer hier onder die tafel in die mat in verdwyn, so daar's vir jou een stukkie raad om jouself 'n klein bietjie te kan beskerm. As jy dan nou hierdie CV's ontvang het, waarna moet jy kyk? Die eerste ding wat op 'n CV moet wees, is kontakbesonderhede.
Julle sal nie glo hoeveel CV's ons op 'n daaglikse basis ontvang, wat nie 'n e-posadres of 'n telefoonnommer of enigiets op het nie. So jy kan nie weer hierdie persoon kontak nie. Dis die eerste ding. Dan moet jy altyd kyk vir 'n ID-nommer. Nou, ons mag nie diskrimineer op 'n klomp vlakke nie, maar jy weet watter ouderdomsgroep in jou organisasie die beste werk. En jy kan dan daarvolgens bepaal of jy iemand wil nooi vir 'n onderhoud of nie. Dan kyk jy na die kwalifikasie en jy kyk weer terug na jou advertensie. As jy gesê het jy soek iemand met 'n graad, dan moet die CV ten minste daai graad in hê of 'n graad in hê om hierdie persoon te kan laat kwalifiseer om op 'n kortlys te kom. Natuurlik tel ervaring baie. Iemand wat reeds ondervinding opgedoen het, iemand wat reeds in die bedryf gewerk het, kom met 'n sekere stel vaardighede en 'n sekere stel kundigheid tafel toe en kan eintlik partykeer instap in 'n werk en onmiddellik wegval en dit doen. Terwyl iemand wat minder ervaring het, jy baie tyd aan moet spandeer want jy gaan hulle stap vir stap moet leer hoe die proses in jou organisasie werk. Dan is dit verskriklik belangrik om te gaan kyk in die CV wat jy ontvang, of daar opeenvolgende datums is. Met ander woorde, as ek byvoorbeeld gewerk het by Abacus Recruitment, en ek het daarna begin by PEP, en daar's 'n jaar gaping tussen hierdie twee werke, dan moet jy jouself afvra waarom. Wat het hier gebeur? Want daar's 'n klomp verskillende goed wat daar kon gebeur. So jy moet altyd seker maak dat die datums van werk op mekaar volg. Baie keer gebeur dit dat mense 'n werksplek uitlaat op hulle CV, omdat hulle waarskynlik nie onder goeie omstandighede daar weg is nie. So dis belangrik vir jou om dit te check, om seker te maak jy weet dat daar nie gapings is nie. En as daar gapings is, om uit te vind hoekom daar gapings is en waarvoor die gaping was. Partykeer was dit om voltyds te gaan studeer en daarvoor kry jy 'n regmerkie. Maar partykeer is dit omdat ek ontslaan is by my vorige werksplek. Waarvoor was jy ontslaan? As dit 'n onregverdige ontslag is, kan jy nog die kandidaat oorweeg. Maar as dit 'n regverdige ontslag was, het sy dit is oor geld wat weggeraak het, of wat ook al, dan moet daar vir jou 'n vlaggie opgaan wat sê, o griet, hier is dalk 'n moontlike krisis, of 'n moontlike risiko vir my organisasie. Dan moet jy gaan kyk. Ekskuus tog, kan ek gou 'n vraag vra op hierdie punt? Wat is die tendens deesdae as jy op 'n CV sien, as die werknemer sien, as die werkgewer, dat 'n persoon 20 jaar by dieselfde maatskappy was, sien jy dit as lojaliteit, as 'n positiewe ding, of verkies jy iemand wat 3 jaar hier was, 5 jaar daar, en wat meer rondbeweeg het? OK, dit is 'n baie goeie vraag, dankie dat jy dit vra. Iemand wat 'n langtermyn by 'n organisasie gewerk het, die eerste ding wat ek gaan vra is, vertel my van jou loopbaan in die organisasie. As hierdie persoon vir 20 jaar in dieselfde pos was, dan is daar vir my 'n vraagteken. Maar as die persoon byvoorbeeld begin het as 'n junior klerk, toe word die persoon 'n klerk, toe word die persoon 'n toesighouer, en na 'n paar jaar het die persoon 'n junior bestuurder geword en nou is die persoon die afdelingshoof, dan sê ek vir jou, hierdie mens het 'n loopbaan gebou in hierdie organisasie. En dit is sinvol, dis lojaliteit, dis great. My bekommernis sal wees, hoekom na 20 jaar besluit jy nou om te gaan? Verstaan, jy het jou hele lewe, dis al wat daai mens ken, is hierdie organisasie. So daar's positiewe en daar's negatiewe daaraan. Ek hoop dit antwoord jou. Ja, Centurion, hier's nog 'n vraag. Goed, terwyl die mikrofoon na jou toe kom, dis baie belangrik om seker te maak waarom mense skuif en wat die motief is vir mense om te skuif. Ek luister. Ek wil net weet, credit en criminal, wat het dit met die employer te doen? Weet jy wat? Daar is baie dinge wat 'n mens sien op die krediet en krimineel. Sal jy net die mikrofoon afskakel gou? Daar's hy. Dis baie belangrik om in sekere poste, vir sekere poste 'n krediet en 'n kriminele verwysing te doen. Veral wanneer dit gaan oor finansiële poste, ouens wat met jou geld werk en mense wat byvoorbeeld met kinders werk of wat in 'n omgewing werk waar hulle versorging moet doen.
Nou, jy is volgens wet verplig om 'n veilige werksomgewing te skep. So ek wil weet, as iemand 'n kriminele rekord het, wil ek daarvan weet. As jy in jou vorige wêreld iemand byvoorbeeld per ongeluk geskiet het en jy het 'n kriminele rekord daarvoor, ek wil dit weet. Want ek wil 'n veilige, harmonieuse werksomgewing wil ek skep. So daar's sekere goed wat jou verpligting is as 'n werkgewer, maar daar's sekere goed waar jy jou risiko moet beperk. En jou risiko gaan jy beperk pertinent daar waar jy byvoorbeeld iemand in 'n finansiële pos moet aanstel, al dan nie. Ja, en ek kan hoor hoekom jy vir my vra, want dis dalk 'n privaat aangeleentheid of wat ook al. Ek sal eers die krediet en kriminele verwysing doen nadat ek 'n onderhoud gedoen het, die eerste onderhoud. Want ek wil eers vir die mens geleentheid gee om my aansoekvorm te voltooi waarin hulle die eerste geleentheid het om ietsie te openbaar. En in die onderhoud vra ek die moeilike vrae, want ek wil hoor, is hierdie persoon bereid om vir my daarvan te vertel? En in die derde plek, as ek niks gekry het in die onderhoud nie en ek kry dit dan op die ITC-check, dan is ek bekommerd oor die integriteit van die mens. Ons het so 'n tydjie terug het ons 'n seminar bygewoon waar hulle vir ons bietjie inligting gegee het oor die statistieke rondom etiek en of mense eties optree of nie. Nou op 'n kontinuum van 1 tot 100 en waar 1 totaal en al oneties, oneerlik, onbetroubaar is, tot op 100 waar jy 100% eerlik, lojaal, getrou, betroubaar het, is daar 20% en 20%. So met ander woorde, 80% van die samelewing is min of meer eties. 50% van die 80% sal soms oorhaal na die onetiese kant, 50% van die 80% sal soms oorhaal na die etiese kant. Vat jouself. Het jy al oor 'n stopstraat gery? Jy was deel van die 80% en jy het oorgehaal na die onetiese kant. So, ons sit met 'n samelewing wat nie noodwendig altyd eerlik is nie. Ons sit met mense wat nie altyd eerlik is op hulle CV's nie. Want wat doen jy? As jy desperaat is vir 'n werk, hoe wil jy jouself voordoen? Dis normaal. Jy gaan die beste moontlike jy op die tafel wil sit, want jy wil die pos regverdig. Of jy wil regverdig dat jy die regte kandidaat is om hierdie werk te kry. So as jy 'n werkgewer is wat 'n onderhoud voer, dan het jy dit in jou agterkop. Jy weet, as jy met hierdie persoon gaan sit, hierdie persoon gaan probeer om jou te beïndruk. Die beste raad wat ek vir jou kan gee is, as jy in 'n onderhoud sit en jy vra hierdie vrae vir die mense wat hier voor jou sit wat die werk wil hê, is om te luister na die antwoorde. As jy hoor iemand antwoord jou opreg en eerlik, dan het jy al klaar 'n wen-wen. Maar wanneer iemand inligting van jou weerhou, dan is hierdie mense normale geneigtheid om na die ander kant toe oor te hel. En ek sal eerder daai 50% van die 80% wil aanstel wat na die positiewe kant toe gaan. Want hulle gaan lojaal wees, hulle gaan wanneer dit 'n kritiese besluit is wat geneem moet word, gaan hulle nie net hulle self in ag neem nie, hulle gaan ook die organisasie in ag neem. Op die ou einde moet 'n mens die beste moontlike kandidaat in jou besigheid kry. Dis eintlik die beginsel waarop ons hier werk. Antwoord dit jou vraag? Ja, dankie. Ek wil net die een ding wat ek al gesien het baie is studente wat gevang is met dronk bestuur, weet, DUI, wat ook al. Ons was almal studente gewees op een stadium en meeste van ons is net nie gevang nie, gelukkig. Ek weet van mense wat afgekeer is vir werk as gevolg van so iets. Alhoewel hulle die beste kandidaat was. Nou as dit nou 10 of 15 jaar later is, daar is nog steeds maatskappye daar buite met 'n beleid dat as jy 'n kriminele rekord het, hulle nie mense sal aanvat nie. Ja. Kyk, 'n mens het ook gesonde verstand, nê? Nee. En vir my gaan dit oor, dis hoekom ek sê jy moet die vrae vra. Jy moet die persoon die geleentheid gee om dit te kan openbaar. Want iemand wat vir my sê, jong, toe ek jonk was, het ek stoutigheid aangevang en ek het iets teen my naam. Vir daai persoon het ek respek, want hulle is eerlik genoeg om dit op die tafel te sit.
Verstaan? So ek sê nie jy moet glad nie iemand met 'n kriminele rekord aanstel nie. Al wat ek sê is, maak seker jy het al die feite op die tafel. Maak 'n ingeligte besluit. Want as jy nie 'n ingeligte besluit neem nie, gaan dit jou later kom byt. My beginsel wat ek altyd toepas is, doen die regte ding, nie die goeie ding nie. Moenie iemand aanstel omdat jy hom of haar jammer kry nie. Stel die persoon aan omdat dit die regte ding is om te doen. Want dan kan dit jou nie byt nie. As jy die goeie ding doen, ek het al te veel kere gesien, daar waar ons iemand jammer gekry het, of waar ons gedink het, ag, sies tog, kom ons help, maar dit werk nie. Dit gaan oor die integriteitsfaktor, dit gaan oor daai etiese faktor binne 'n organisasie. Jy maak nie vandag 'n besigheid oop om hom oor 'n dag of 2 toe te maak nie. Jy maak hom oop want jy wil hom volhoubaar laat groei. Ek dink dit is die intensie. Daarom is dit so krities belangrik wie die mense is wat jy betrek. Die ander beginsel wat altyd werk is people leave people, they don't leave the business. Mense loop of bedank oor dat hulle 'n slegte verhouding het met hulle baas of omdat hulle dink iemand behandel hulle onregverdig. Mense loop nie om te sê, "Jene, ek glo glad nie wat hierdie besigheid doen nie of hierdie besigheid is stupid nie." Dis daai interne verhoudinge, dis hoekom menslike hulpbronne so krities belangrik is en dis hoekom dit belangrik is om te gaan kyk wat mense se lewensbeskouing is, om te vra wat hulle waardestel is. Pas daai waardes by jou waardes wat jy graag wil laat leef in jou organisasie. En dan is dit 'n goeie maatstaf om te sê hierdie verhouding wat ons hier wil begin, gaan werk of nie werk nie. Ek wil net 'n vraag vra, ek het dit net ook vir die vorige persoon gevra, meneer van der Berg, oor arbeidsbrokers. As jy begin maatskappy begin, ons is nie een HR of wat noem jy dit nie, ons ken nie die trades nie, ons ken nie die dinge nie, ons het nie die kontrakte nie. Sal jy sê dit is beter om met 'n arbeidsmakelaar eers jou mense aan te stel en jou riglyne te stel vir hulle te gee. As sit jy in elk geval, jy sit sonder 'n vakbond wat jy nie op jou ore is nie, jy sit sonder al daai ander wettige goeders wat jou raankarring wat jy nie van weet nie. Wat sal jy aanbeveel? Dis 6 van die een en 'n half dosyn van die ander, want die arbeidsmakelaars kos jou baie meer geld op die lang duur. So, as jy dit kan bekostig om 'n arbeidsmakelaar te gebruik om vir jou mense aan te stel, dan doen jy dit so. Daar's vir my niks verkeerd aan die manier hoe hulle dit bedryf nie. Aan die ander kant is daar dalk 'n klomp tegniese goed wat kan verkeerd gaan in 'n normale werksplek, maar daar's soveel hulpmiddels al beskikbaar. Ek bedoel, jy kan 'n kontrak van die internet aftrek. Jy kan die wetgewing lees. Ek gaan my e-posadres aan die einde van die tyd vir julle deurgee. Jy kan vir my enige tyd 'n e-pos stuur en sê, ek het 'n bekommernis hieroor, wat staan my te doen? Hoe moet ek hierdie hanteer? Ons het byvoorbeeld op Solidariteit se webblad www.solidariteit.co.za het ons 'n hele inligtingsblad waar 'n klomp inligting beskikbaar is. Vrae en antwoorde oor wat behels sekere van die wetgewing. As ek hiermee gekonfronteer word, hoe moet ek dit hanteer? So daar's baie gratis inligting beskikbaar waarmee jy jouself kan bemagtig, sodat jy nie noodwendig die addisionele koste hoef te dra nie. Maar dis letterlik, jy moet gaan sit en dink, wat gaan werk vir my organisasie? Sien ek kans om met 'n arbeidsmakelaar te werk, of wil ek hierdie ding probeer maak werk op my manier? Elke organisasie is uniek en elke instelling het 'n unieke droom en jy moet dit in gedagte hou, want jy moet jou besigheid laat leef. En jy moet vir hom 'n klimaat en 'n kultuur skep wat volhoubaar is. So ek gaan nie vir jou sê ja, jy moet of nee, jy moet nie, want dis nie my call nie. Maar ja, daar's baie inligting beskikbaar wat jou in staat kan stel om die regte ding te kan doen, sonder dat dit jou klomp ekstra geld hoef te kos. Antwoord dit jou vraag? Ja, nee. Okay, goed. Liana? Ja.
net 'n laaste ding oor wanneer jy mense aanstel of nie aanstel nie, is bel maar daai verwysing. As jy 'n geleentheid kry om iemand te kan bel om uit te vind oor hierdie persoon se werk, doen dit. En ons het 'n goue reël by my in die afdeling dat ons bel 2 verwysings. As ons 2 goeie verwysings kry, dan volstaan ons daarbey. Maar as ons 1 verwysing kry wat ons laat wonder, dan bel ons nog so 2 of 3 by. En dan natuurlik is dit belangrik dat jy nie familielede moet bel nie, want familielede vertel vir jou alles wat jy wil hoor. Jy moet letterlik iemand kry wat oor die mense werk kan terugvoer gee. Iemand wat vir jou by die eerste verwysing sê, ek is jammer, ek weier om 'n verwysing te gee, moet vir jou onmiddellik rooi ligte laat aangaan. Want waarom? Waarom wil iemand nie 'n verwysing gee nie? Wat is die rede daarvoor? Goed, so ons wat ons doen, is wanneer ons 'n CV kry, dan vra ons 'n paar vrae. Ons bel, hier's 'n vraag, ek sien, goed, terwyl ek gaan nou vir jou kans gee, ek wil net hierdie skuifie gou doen. Terwyl ons 'n CV het, voordat ons nog die mens nooi vir 'n onderhoud, doen ons 'n telefoniese onderhoud. So ons bel en dan vra ons, waarom wil jy jou werk waar jy tans is verlaat? En ek sê daar in hakkies, vra die 7 waaroms. Hoekom sê ek dit? 'n Uitjie het 'n klomp lae. En wanneer jy begin om vrae te vra, moet jy nie net aanvaar dat die eerste antwoord wat jy gaan kry die waarheid is nie. Kom ek gee 'n praktiese voorbeeld. Ek bel en ek sê, hallo, ek sien jy het jou CV vir my gestuur, jy wil by my organisasie kom werk. Waarom wil jy weggaan waar jy nou werk? O nee, want ek wil groei. Waarom wil jy groei? Nee, want eintlik voel dit vir my ek het 'n plafon bereik. Alright? Waarom dink jy het jy 'n plafon bereik? Nee, jy weet, eintlik is dit omdat ek en my baas nie lekker oor die weg kom nie en hy gaan my nooit bevorder nie. Interessant. So, waarom is daar striwelinge? Waarom is dit vir jou moeilik by jou werksplek? Nee, ek het een keer vir my baas gejok en toe wil hy eintlik nie weer met my praat oor goed nie en hy vertrou eintlik ook nie meer vir my nie. Met ander woorde, jy kom tot by 'n punt waar iemand nie meer vir jou 'n storie kan vertel oor hoekom nie? Jy dwing hulle letterlik met 7 keer se vrae, waarom tot by die ware feite. Nou, daar's 'n paar goed wat rooi ligte laat opgaan wanneer jy iemand wil aanstel. Die een is, ek wil meer geld hê. Van daai persoon gaan by jou werk vir 'n rukkie, totdat iemand anders hom weer of haar weer meer geld aanbied, dan is hulle weg. So, dis altyd vir my een van daai goedjies, een van die redes wat sê, wees versigtig. Of, ek groei nie. Hoekom groei jy nie? Groei jy nie omdat jy nie verantwoordelikheid vat vir jou werk nie? Of groei jy nie omdat dit regtig 'n klein organisasie is? As dit 'n klein organisasie is en daar's by jou meer geleenthede, dan is dit 'n geldige rede. So daar's 'n klomp verskillende redes wat aangevoer word waarom iemand hulle werksplek wil verlaat. Party van daai redes moet jy verder ondersoek. Soos, nee, ek werk nie lekker nie, want ek kom nie lekker oor die weg met van die mense nie, of so. Daai mens, wat nie met ander mense oor die weg kom nie, gaan in jou organisasie dieselfde tipe gedrag hê. Ons praat van die beginsel past behavior predicts future behavior. So die waarskynlikheid dat jy gaan optree soos wat jy in die verlede opgetree het in die toekoms is baie groot. Want dit gee vir jou al klaar daai idee. Ons vra byvoorbeeld, wat is jou huidige salaris? Want jy weet in jou agterkop hoeveel kan jy betaal. As jy R10,000 'n maand kan betaal en hierdie mens verdien klaar 15, hoekom wil jy hierdie mens nooi vir 'n onderhoud? Dis sinneloos, jy gaan dit nie kan bekostig nie. So moet dan nie hierdie mense tyd mors om hom te nooi nie. Ons vra ook, wat is jou verwagte salaris? En ek vra daai vraag spesifiek, want ek wil weet, is jy realisties? As jy nou R5,000 verdien, maar jy wil by my kom werk vir 20, dis onrealisties. As jy vir my sê, ek verdien nou 5, maar ek wil graag 6 of 6,5 kry, dit klink vir my meer na 'n realistiese skuif. So jy hoor onmiddellik iets van daai mens, iets van die mense denke, rondom waar hulle wil heen gaan. En dan natuurlik, as dit 'n verhuising is, jy moet vra, is jy bereid om te verhuis? Dit help nie jou, my besigheid is in
Kroonstad, maar my werknemer bly in Bloemfontein nie. Dit gaan nie help nie. En dan natuurlik moet jy vir jouself luister, hoe klink hierdie mens? Klink die persoon opgewasse vir 'n werk? Verstaan hierdie mens waaroor dit gaan? Kan hulle duidelik praat? Antwoord hulle sinvol die vraag? Of is dit 'n moeilike gesprek oor die telefoon? Want dit is al klaar 'n manier vir jou om nie jou eie tyd of daai mense tyd te mors om in 'n onderhoud te sit van 'n uur lank of 40 minute wat op niks uitloop nie. Goed, so dis net so 'n bietjie van 'n riglyn. Centurion, jy wou 'n vraag vra. Is dit geantwoord? Alright, kom ons gaan aan. As 'n mens dan by 'n verwysing kom, watse tipe vrae kan jy vra? Ek het sommer vir julle hier 'n standaard lysie vrae ingesit oor hoe, as jy 'n verwysing bel, watse tipe vrae kan jy vra vir die mens? Jy kan byvoorbeeld vra, het die persoon onder toesig gewerk? Hoe was hulle verhouding met die kollegas? Hoe was die verhouding met kliënte? Was hierdie persoon akkuraat en betroubaar? Het hierdie persoon stiptelik werk toe gekom? Wat dink hulle is die persoon se sterk en swak eienskappe? Wat sal hulle sê is die rede hoekom die persoon weggaan? Hoekom vra ons dit hier weer? Ek wil bevestig of die rede wat die kandidaat aanvoer en die rede wat die werknemer weet dieselfde is. So weer 'n keer toets mense bietjie daai integriteit om te kyk, is dit sinvol? Werk dit? Praat hierdie mens met my die waarheid of is hulle besig om vir my 'n rad voor die oë te draai? Dan natuurlik die aanbod en dis sommer net 'n standaard vorm van 'n aanbod waarna jy 'n bietjie kan gaan kyk. So wat gebeur as 'n mens dan 'n kontrak met iemand aangaan? Wat moet alles binne in 'n kontrak wees? Nou die oomblik wat jy 'n kontrak met iemand met iemand begin, moet daar 'n aanvangsdatum en 'n salaris op wees. Met ander woorde, jy begin op die 1 Junie van 2015 en jou salaris gaan R5.000 'n maand wees. Daar moet 'n proeftydperk in wees. Nou baie mense sê vir my, ag Liana, proeftydperk is iets wat glad nie werk nie. Ek stem nie daarmee saam nie. 'n Proeftydperk is belangrik, want die proeftydperk beskerm nie net die werknemer nie, maar die werkgewer ook. Daar is 'n paar reëls wat geld rondom proeftydperk wat jy moet weet. En dit is, in die eerste 3 maande moet jy alles in jou vermoë doen om hierdie mens die nuwe werk te leer. Jy moet hulle evalueer en jy moet kyk of hulle vorder. As hulle nie vorder nie, moet jy 'n gesprek hê met daai persoon. Daai gesprek kan jy op skrif verifieer. Met ander woorde, dis 'n briefie vir die persoon wat sê, ons het jou in hierdie eerste maand probeer leer om 'n kasregister te gebruik en om die rakke te pak en om die vloer te vee. Jy kan al die vloer mooi vee, maar jy sukkel nog om die rakke te pak en om die kasregister te werk. So ons gaan in die volgende maand gaan ons die volgende stappe neem om jou hierdie volgende take te leer. Aan die einde van daai maand het jy weer 'n evaluasiegesprek om te sê, ek sien jy vorder in terme van rakke pak, maar die kasregister kan jy nog nie doen nie. So ons gaan die volgende stappe in plek sit om jou te leer om die kasregister te hanteer. So met ander woorde, jy bou vir jou daai stappe in en jy gee die hele tyd terugvoer en dis 'n vinnige briefie wat jy tik en sê, jy vorder, maar jy is nog nie op standaard nie. Aan die einde van die 3 maande het jy dan genoeg rede om te sê, ek kan nie met hierdie dienskontrak voortgaan nie, want hierdie is die goed wat ons in plek gesit het en dit het gewerk of dit het nie gewerk nie. So as jy nie voortgaan nie, moet jy bewyse hê om te sê hoekom jy nie voortgaan nie. En jy kan teen die einde van daai 3 maande dan diens beëindig. So dis vir jou, dit beskerm jou organisasie ook. Die feit dat jy iemand dalk op 'n 3 maande kontrak aanstel en dan permanent aanstel, het die wetgewing eintlik nou 'n stokkie voorkom steek. Want die nuwe wetgewing sê, wanneer jy iemand op 'n kontrak aanstel en die kontrak rol oor, is daar 'n redelike verwagting geskep dat hierdie mens eintlik by jou in diens is. En dan kan die CCMA sê, maar jy moet hierdie mens nou permanent aanstel. So, hoekom daai moeite doen? Stel die mens permanent aan met 'n proeftydperk en in daai eerste 3 maande maak jy seker hierdie mens werk. Sal julle vir my vra, okay, jy sê dit nou. Dis hoekom ek tyd spandeer aan hoe om 'n mens te soek.
hoe om die sifting te doen, hoe om 'n onderhoud te doen, hoe om die verwysings te bel. Doen liewer vooraf 'n bietjie meer navorsing oor die mens, dan gaan jy nie spyt wees wanneer jy die aanstelling gemaak het nie. Of die risiko dat jy spyt gaan wees, is minder. Goed, proeftydperk. Jy moet ook die diensvoorwaardes insit, soos hoeveel dae verlof die persoon gaan hê, wat die werksure is, wat beteken werk op vakansiedae, en byvoorbeeld, wanneer mag jy gesinsverantwoordelikheidsverlof neem? Of as jy 'n dame aanstel, het jy kraamverlofvoordele. Dis ietsie wat in die kontrak moet staan. Dan ook 'n beperking op handeling, met ander woorde, dis tipies daar in Engels praat het van the restraint of trade, waar as jy 'n spesifieke organisasie het waarbinne jy iemand wil aanstel, en jy wil nie hê hierdie persoon met jou kliëntelys na 'n ander soortgelyke organisasie toe gaan nie, dan gaan jy daai beperking op handeling gaan jy in die kontrak insluit. Dan rapportering en pligte. Ek sit gewoonlik net die rapportering in. Ek sal sê jy rapporteer aan die uitvoerende hoof of aan die afdelingshoof, en jou pligte sal aan jou gekommunikeer word. Die rede hoekom ek dit doen, is ek wil 'n posbeskrywing apart van die kontrak vir die persoon gee. Want mense se take mag wissel. Nou die oomblik wanneer daai take vasgeskryf is in 'n kontrak, moet jy die hele kontrak heronderhandel. Terwyl as jy 'n posbeskrywing aan die kant het, kan jy die posbeskrywing wysig en verander. En so skryf dat jy nie noodwendig nodig het om die hele kontrak te hersien nie. So in die kontrak sit ek net die basiese inligting, en in die posbeskrywing of in die taaklys kan jy meer detail insit. Dan moet jy ook 'n klousule, 'n exit klousule hê, hoe mense van jou gaan bedank. So is dit in die eerste 6 maande net 'n week kennis, en dan in die eerste jaar 2 weke kennis, en na 'n jaar 'n maand, of hoe werk jou organisasie se exit klousule, daai diensbeëindiging. En dan ook, as daar iets is waaroor ons nie saamstem in terme van die kontrak of die reëlings binne in die kontrak nie, hoe gaan ons daai dispute hanteer? Nou gewoonlik wat 'n mens daarin sit, is dat 'n geriewe prosedure gevolg kan word om 'n dispuut te verklaar met die kontrak en die inhoud van die spesifieke kontrak. Dan die kontrak posbeskrywing. In die posbeskrywing gaan 'n mens nou sê wat die take is en hoe die mens veronderstel is om te werk, aan wie die persoon rapporteer, wat die siklusse is waarbinne hierdie persoon moet werk. Is dit 'n weeklikse siklus, het jy maandelikse siklus, het jy 2 maandelikse, 6 maandelikse of 'n jaarlikse siklus vir jou organisasie. So jy gaan 'n bietjie meer detail gee binne in hierdie posbeskrywing. Dan in terme van betaalrol, hoe lyk die administrasie wat daar moet wees, en hoe hou ons die verlof by, en hoe gereeld kan mense verlof neem. Dan natuurlik uit die stelsel gaan jy ook natuurlik weet wat jou statutêre verpligtinge is, soos die aftrekking van die Skills Development Levy, die UIF belasting, en dies meer. Dan het jy die verlofberekeninge en voorsiening. Nou, ek weet nie of julle dit doen nie en of julle rekenmeesters julle help daarmee nie, maar onthou om te kyk hoeveel dae verlof mense het. Want gestel daai mens gaan weg uit jou organisasie uit, is daar kontantvloei wat daar gaan gebeur. As die persoon nog 5 of 10 dae verlof oorgehad het, moet jy daai by diensbeëindiging uitbetaal. So maak seker dat jy ergens in jou beplanning ook 'n kontantvoorsiening doen vir verlof en verlofuitbetaling. En dan natuurlik aftrekkings. Die wet bepaal dat die aftrekkings van 'n mens se salaris nie 25% van die totale salaris kan oorskry nie. So dis belangrik om dit te weet. So as jy dalk vir iemand betaal het vir studies en jy wil die geld verhaal, moet jy mooi gaan kyk dat jy binne daai 25% van alle aftrekkings bly. En dan natuurlik die ERP5 wat elke jaar uitgereik moet word. En dit gebeur nou, einde van Mei, moet die ERP5 afgehandel word. Goed, so wat moet als in 'n personeellêer wees? Jy wil graag hê dat daar 'n getekende kontrak is, dat daar 'n posbeskrywing is, dat die persoon se bankbesonderhede bevestig is. Nou, baie keer sal die bank 'n briefie uitreik wat sê hierdie persoon het die volgende bankrekening by hierdie bank en met 'n stempel op. Dis belangrik.
Hoekom sê ek is belangrik? Want as jy geaudit word en jy betaal geld in 'n bankrekening in, dan moet jy kan bewys lewer dat jy weet waar die persoon se bankrekening is. Bevestiging van adres met 'n rekening soos 'n water en ligte rekening. Dan afskrifte van die persoon se kwalifikasies. Baie keer op 'n CV sal mense vir jou sê hulle het 'n graad in bemarking byvoorbeeld. Maar hulle kan nie vir jou daai graaddokumente ooit gee nie. Nou jy kan soos wat jy die ITC checks doen, kan jy ook 'n educational check doen. En dit gaan jou dalk R50 kos, maar dis belangrik as jy die kwalifikasie kry om ook seker te maak dat die dokumente nie vervals is nie. Ons kry geweldig baie mense wat sertifikate indien, dan kan jy dis voor jou hand liggend dat hierdie nie 'n erkende sertifikaat is nie. En dis skrikwekkend om te dink hoe baie mense oneerlik is rondom hierdie goed. Dan ID-dokumente moet gesertifiseer wees. Dan bestuurslisensie vir alles jy verwag dat hierdie persoon rywerk moet doen of aflewerings moet doen of wat ook al, moet die regte lisensies in plek wees. Mediese fonds en pensioeninligting. Nou, as jy pensioenfonds in jou besigheid het, waaraan jou personeel behoort, is dit belangrik dat jy dan daardie gesertifiseerde afskrif van die ID, die bewys van adres en die bewys van bankrekening moet hê. Want dis rondom die FICA-wetgewing wat hulle mens eintlik nou vereis. In terme van pensioenfondsinligting, wat ons doen wat so 'n bietjie van 'n byvoordeel is, as mens dit 'n byvoordeel kan noem, is as jy weet wie die begunstigdes is op hierdie mens se pensioenfonds, kry so lank 'n gesertifiseerde afskrif van die begunstigde ook. Want gestel dit gebeur dat die werknemer sterf vir een of ander rede, dan moet 'n mens die gesin en die familie kan help. En dis lekker om hulle nie te hoef te ontwrig vir afskrifte van idees en allerlei goedie. So hou dit so lank op leer, sodat jy gereed is om hierdie familie te kan bystaan wanneer die tyd aanbreek. Dan tydstate en aantekenregisters moet gehou word. En dit moet vir 'n minimum van 7 jaar gehou word, hierdie aantekenregisters ook. Dan dissiplinêre aksies. As jy 'n waarskuwing uitgereik het, moet nooit as daai waarskuwing verval het, daai waarskuwing uit die leer uithaal en weggooi nie. Want in die CCMA verwys ons baie keer na die geskiedenis. Want wanneer jy kan bewys dat daar 'n tendens is van swak gedrag of problematiese gedrag in die werksplek, dan is 'n sanksie baie keer geregverdig op grond van die geskiedenis. So hou maar daai dissiplinêre waarskuwings wat jy al uitgereik het in die leer. Dit is tot jou voordeel. Opleidingsbewyse. As jy iemand gestuur het vir opleiding, maak maar 'n afskrif van die sertifikaat wat die mens gekry het en hou dit by. Verhogings en bevorderings. Hou maar ergens in jou data by dat jy bevorderings gegee het of dat jy verhogings gegee het, sodat jy bewys kan lewer wanneer dit nodig geraak. En dan enige ander personeelverwante dokumente, het sy dit is iemand wat dalk 'n garnishing order gekry het teen hulle of 'n hofbevel of wat ook al. So hou maar altyd jou personeeldokumente bymekaar. En dis nou maar 'n omvattende lys wat ons gebruik om seker te maak ons dokumente is op datum. Liana, hier uit Bellville uit. Ek wil net vra wanneer jy iemand op 'n proeftydperk aanstel, moet dit ook kontraktueel op skrif wees of kan dit mondelings wees? Ek sal dit nie mondelings doen nie. Ek sal die proeftydperk as 'n klousule binne in die kontrak skryf. Met ander woorde, hierdie is 'n permanente aanstelling wat onderhewig is aan 'n 3 maande proeftydperk. Of die algemene tendens is 'n 3 maande proeftydperk, maar jy kan dit ook verleng. Jy kan byvoorbeeld sê hierdie is 'n skaars vaardigheidspos en daarom regverdig dit dat die proeftydperk byvoorbeeld 6 maande is. Want dit gaan jou langer neem om heeltemal gemaklik te raak met die inhoud van hierdie werk. Is jy antwoord dit jou? Goed. Alright, in terme van vergoeding
en erkenning, moet jy jouself afvra, wat is jou vergoedingsfilosofie? Hoe dink jy oor vergoeding? Betaal jy wat die mens vir jou werd is, of betaal jy so min as moontlik, met ander woorde minimum lone? En ek sien Centurion, jy wil 'n vraag vra, ek gaan nou vir jou kans gee. Ek gaan nou vir jou kans gee. Beloon jy personeel vir uitstekende diens? Doen jy dit in die vorm van 'n bonus of doen jy dit in die vorm van 'n verhoging? Watter gedrag beloon jy? Dit is baie belangrik dat jy gaan identifiseer wat beloon jy. Want dit wat jy beloon, dit gaan volhou weer, of dit word volhou. Met ander woorde, mense gaan aanhou om daai gedrag te openbaar. En dan watter maatstawwe gebruik jy om die vergoeding te bepaal? Goed, ek gaan gou vir jou kans gee om jou vraag te vra, dan gaan ek verder praat. Dankie. Ek wil net weet, as ons doen byvoorbeeld internskappe, wat ons na colleges toe gaan, en dan kry ons studente wat in hulle laaste studiejaar 'n dag of twee by ons kom werk, en dan die opsie daarna gee, in Desember as nou klaar eksamen geskryf het, of hulle dan die volgende jaar wil permanent werk of nie. So wat is die wette rondom internskappe, moet daar beloning, ek weet party, want ek het ook recruitment gedoen, en ek weet party companies gee glad nie internskap allowances nie. Is dit 'n moed, is dit maar net 'n nice ding wat jy doen as jy 'n allowance gee? Wat is die wette omtrent dit? Goed, kom ek sê gou vir die breë riglyne wat ons gebruik vir 'n internskap. Die oomblik wat 'n mens by jou in 'n verhouding staan, het sy dit 'n werksverhouding of 'n internskapverhouding is, dan is daar sekere goed wat in plek moet wees. As die persoon op jou perseel seer kry, het jy 'n probleem. Dan is jy middelik aanspreeklik vir daai ongeval. So wat ons doen is ons betaal 'n dagtoelaag. So ons gee jou 'n minimum dag tarief vir werk wat jy gedoen het as 'n intern. Want dan weet ek ten minste van daai dagtarief af, kan ek bewys lewer dat hierdie persoon wel in 'n verhouding met my gestaan het. Baie van die buiteinstellings soos die SETA's het 'n internskap toelaag wat hulle betaal, en dan is 'n werkgewer nie noodwendig verplig om enigiets by te dra tot hierdie toelaag nie. Maar dis maar goeie praktyk as iemand 'n diens lewer in jou organisasie om die persoon te vergoed, het sy dit 'n baie minimale dagtoelaag is al dan nie. Maar dit gaan maar eintlik meer daaroor dat jy erken dat daar 'n ooreenkoms is tussen jou en die individu. Nou ek sal ook daar 'n klein kontrak gee, 'n dagkontrak of 'n weekkontrak of 'n maandkontrak, wat ons sê in hierdie kontraktydperk is dis die terme waarop ons ooreenkom. Dat jy respek sal hê byvoorbeeld vir ons werksomgewing, dat jy die kultuur en klimaat sal respekteer, dat jy jou gedrag van so 'n aard sal wees dat jy positief bydra en waarde toevoeg tot die organisasie. Ons sal byvoorbeeld sekerlik goed insit van jy moet kennis neem van die veiligheidsprosedures binne in ons organisasie sodat jy as individu ook veilig kan wees. Ons sal byvoorbeeld 'n vrywaringsvorm insit en dis meer. So daar's 'n klomp verskillende goed wat jy in so 'n internskap ooreenkoms kan inbou, en omdat jy kan bewys lewer dat dit van korte duur is en dis meer, sal die wetgewing rondom kontrakte nie so streng toegepas word op 'n internskap nie. In terme van vergoedingsfilosofie, ek sien ons tyd raak baie min. Ek het net so 'n bietjie meer as 5 minute oor om met julle te gesels. In terme van vergoedingsfilosofie, is jy moet by jouself uitklaar, hoe wil jy mense vergoed? Kom ek gee vir julle 'n paar riglyne wat ons normaalweg gebruik. Ons doen marknavorsing sodat ons salarisskale kan bepaal. So ons gaan letterlik en gaan koop markdata en ons evalueer dan ons salarisse daar rondom. En dan sê ons wil nie minder as die middel van die mark betaal nie, en dis een van die beginsels wat ons gebruik. So gestel jy sê in jou organisasie, my intree vlak salaris is 5.000 en ek wil geen van my personeel minder as R5.000 'n maand betaal nie, dan is dit een van jou vergoedingsfilosofie. Met ander woorde, dis 'n beginsel waarin jy glo. As jy glo dat jy mense elke jaar 'n inflasieverhoging wil gee, dan is dit een van jou beginsels wat jy in jou vergoedingsfilosofie kan insluit. As jy vir mense 'n mandjie van vergoeding wil gee en jy wil insluit byvoorbeeld mediese fonds of pensioenfondse vir annuïteit, of daar's wonderlike ander produkte daar buite soos P3, dis die personal protection plan, dis hoekom dit
P3 is, wat 'n oulike diens is wat jy 'n minimale bedrag voor betaal, maar dan kan jy dit as 'n voordeel vir jou personeel gee. As jy so iets wil doen, dan skryf jy dit binne in jou filosofie. Wat is daai goed wat jy graag vir jou personeel wil doen? Jou beleid of jou beginsels rondom bonusse betaal. Betaal jy uitsetgedrewe bonusse of betaal jy deur die bank prestasiebonusse? Verstaan? So dan, jy moet gaan bepaal, hoe wil jy mense vergoed? En natuurlik, wat wil jy vergoed? Wat se gedrag wil jy beloon? Baie keer kry jy iemand wat baie besonders goed werk in jou organisasie en is dan soms beter om eerder 'n bonus te betaal as om 'n salarisverhoging te gee, want 'n bonus kan jy eenmalig verreken terwyl 'n salarisverhoging inflasie op jou totale uitgawes veroorsaak. So hou maar die beginsels wat jy graag wil gebruik. Maak seker dat jy daai beginsels konsekwent toepas op al jou personeel. Konsekwentheid wanneer dit kom by mense is kardinale belang, want mense kan baie gou sê, ja, maar jy is onregverdig of jy behandel my nie reg nie en dis meer. En dan natuurlik erkenning. Almal van ons het ander behoeftes. Nou, daar's 'n verskriklike oulike boekie uit. Julle het dalk al gehoor van die 5 tale van die liefde. Nou, daar's 'n boekie uit wat gaan oor die tale van waardering binne in die werksplek. En hulle is by Koem Boeke beskikbaar. Baie oulik. Vind uit hoe mense in jou organisasie erkenning ervaar. Is dit positiewe opbouende woorde, of is dit die feit dat jy vir hulle 'n koppie koffie maak in die oggend, of is dit miskien dat jy saam met hulle sekere goed afhandel, is dit wat daai mens motiveer. Baie keer is geld nie die motivering nie, baie keer is dit letterlik net daai, dankie vir jou harde werk, ek sien jou raak, ek sien raak dit wat jy vir my doen. Baie keer is dit ver meer werd as geld, of 'n bonus, of ekstra 'n salarisverhoging. Natuurlik dan gedrag en dissipline kan 'n mens nie van wegstap nie. Daar is altyd hier en daar iemand wat so bietjie jou grense toets en gaan kyk hoe ver kan hulle jou druk rondom sekere goed. Maak maar seker jy het 'n dissiplinêre kode of 'n gedragskode waar volgens jy goed doen. Daar's baie van hierdie voorbeelde op die internet beskikbaar wat vir jou riglyne gee oor hoe om gedrag te hanteer. En natuurlik, soos ek nou ook gesê het, hou maar die dokumente op leer. Jy gaan altyd daarna toe kan terugverwys as daar tendense begin ontwikkel en jy op 'n punt kom wat jy nie meer kan voortgaan met hierdie verhouding nie. En is goed om dan gereed te wees met wat jy nodig het. Dan natuurlik, as 'n mens kyk na die kultuur en klimaat, ek het nou 'n bietjie verwys na waardes. Een van die eerste vrae wat ek in 'n onderhoud vra is, vertel 'n bietjie vir my van jou lewensuitkyk. Nou, hier by die Solidariteit Beweging het ons 'n baie waardegedrewe aanslag op goed. Ons vertrekpunt is uit 'n Christelik-demokratiese denkraam. Ons waardes is roepingsgedrewenheid, diensbaarheid en hoopvolheid, dat ons hoop wil skep vir mense rondom ons. So ek wil weet, hoe is hierdie mens ingestel? Praat hierdie mens ook van positiwiteit? Praat hierdie mens ook daarvan dat hulle graag 'n bydrae wil lewer? Of is hierdie mense waardes iets anders? En dan meet 'n mens daai waardes. Jy moet meet 'n bietjie daai ingesteldheid, daai positiwiteit. En dit is uit aanduiders van uitnemendheid. Dit is wat mense na die tafel toe bring wanneer hulle in die werksomgewing kom werk. En dan bring hulle ook 'n effektiwiteit tafel toe en dit het 'n bydrae tot die uitvoering van jou strategie en tot die sukses van jou organisasie. Vakbonde, ek dink daar is in sekere mate 'n rol en plek vir 'n vakbond in die organisasies, maar aan die ander kant as 'n mens kyk hoe die vakbonde tans sekere arbeidsverhoudinge konsepte hanteer, dan is 'n mens maar 'n bietjie bekommerd rondom waar dit heen gaan. Mag jy vakbonde uit jou werkplek uithou? Nee. Ek dink nie dis 'n goeie ding om hulle te weier nie, maar ek dink ook nie dis 'n goeie ding om dit aan te moedig nie. So mense het so 'n bietjie van 'n neutrale standpunt
Ek het vir 'n produksiemaatskappy gewerk waar ons diversifikasie toegepas het. Wat dit beteken is, ons het 500 personeel gehad en ons het elkeen toegelaat om aan enige vakbond te behoort wat hulle graag wou. En op so 'n manier het ons 'n klomp verskillende vakbonde gehad met omtrent eweveel lede. So daar was nie een wat 'n meerderheid gehad het wat alles kom domineer het nie. So is maar een manier hoe ons dit bestuur het. So ja, daar's klomp verskillende maniere hoe jy dit kan bestuur. Jy kan mense nie weerhou daarvan om aan te sluit by 'n vakbond nie, maar daar is darem reëls in plek wat sê wanneer jy organisatoriese regte hoef toe te staan en wanneer nie. Nou as jy 'n kleinerige organisasie het, dan kan jy eintlik nog wegkom sonder om organisatoriese regte toe te ken. So dit help. Wat beteken die vryheid van assosiasie? Presies dit, dat jy by enige organisasie kan aansluit sonder dat jy verhoed kan word om dit te doen. Wat is jou regte as werkgewer? Natuurlik het jy regte en dis hoekom ek gesê het jy kan kies of jy organisatoriese regte toestaan aan 'n vakbond al dan nie. Daar in die wetgewing, veral in die arbeidswetgewing is daar klomp riglyne waaraan 'n vakbond moet voldoen. Hulle moet 'n meerderheid stemme hê en dis meer om regtig erkenning te kry binne 'n werksplek. Die CCMA, uit die aard van die saak is dit belangrik om te weet hoe die CCMA werk. Die CCMA reëls is oral beskikbaar. Dit gaan maar basies daaroor dat dit 'n eksterne persoon is of 'n entiteit is wat beide kante van die saak aanhoor, die van die organisasie en die van die werknemer, en om dan 'n besluit te neem. Wie mag jou verteenwoordig? As jy 'n werkgewer is en jy behoort aan 'n werkgewersorganisasie, kan die werkgewersorganisasie namens jou optree. Maar as jy 'n eenmansaak is, moet jy as in persoon moet jy verskyn voor die CCMA. En dan hoe werk dit in die CCMA? Gewoonlik moet 'n persoon 'n 711, 'n 7.11 vorm voltooi. Hierdie vorm moet aan jou beteken word, dit moet aan jou gefaks word en dan moet bewys wees dat dit wel aan jou gefaks is, sodat jy kennis kan dra, of anders as dit per hand afgelewer word, moet jy teken daarvoor. En dan word jy genooi na die CCMA toe en daar's verskillende prosesse. Maar deesdae nooi hulle jou vir 'n CAN-AB. Jy sal sien dit staan op die kennisgewingsdokument. Nou CAN-AB is 'n konsiliasie en 'n arbitrasie in een. Is dit belangrik dat as jy gaan na die CCMA toe om te verstaan dat die kommissaris gaan eers probeer om te kyk of jy nie 'n skikking kan bereik nie. En daai skikkings is baie keer finansiëel van aard. Is jy bereid om hierdie persoon 'n maand te gee om die saak af te handel of 2 maande se salaris te gee? So dis altyd die eerste uitgangspunt en hulle gaan altyd eers probeer om te kyk of hulle kan onderhandel. As hulle nie kan onderhandel nie, dan word dit 'n de novo saak. Met ander woorde, hulle luister van vooraf na al die bewyse en as werkgewer is dit dan jou verantwoordelikheid om 'n sterk saak op die tafel te sit om te sê die persoon het 'n reël gebreek en daar moet bewyse wees van dit wat gebeur het in die organisasie waarom jy die persoon ontslaa is of waarom jy die persoon ontslaan het. Daar's 'n klomp tegniese goed daar rondom. Ons het nie regtig tyd om in die detail daarvan in te gaan nie, maar as jy ooit hulp of raad sou nodig hê rondom hierdie prosesse, is jy welkom om vir my e-pos te stuur en ek sal met graagte vir jou advies gee. Dan personeelwelstand. Uit die aard van die saak is dit ook 'n belangrike aspek wat 'n mens maar altyd in gedagte moet hou. En dit gaan maar oor daai kultuur. Dit gaan maar oor hoe is die vibe in hierdie organisasie. Is ons gemaklik met mekaar of is ons baie styf en reël georiënteerd? En dan kan 'n mens ook gaan tyd spandeer aan emosionele welstand en intellektuele welstand, ekonomiese welstand. Al hierdie verskillende konsepte van welstand binne in die organisasie. Ons het hier sommer so 'n bietjie van 'n welstands model by ons as Solidariteit. So ek het dit sommer vir julle ingesluit om te sê, kyk 'n bietjie daarna. Dit is nie moeilike goed wat jy hoef te doen nie, lag is lag. Wees 'n bietjie ingelig, erken jou emosies, drink water, ken jouself, kry balans. So is maklike goed, dis nie nodig dat jy nou 'n hele nuwe wiel moet gaan ontwerp om personeelwelstand of die welstand van jou organisasie te gebruik nie.
Dan die bestuur van goeie werk, ons praat altyd van 'n sinvolle werk. Sinvolle werk is daar waar jy voel jy kan 'n bydrae lewer en jy doen iets, jy voeg waarde by. Dit gaan ook oor passie en verbintenis. Is hierdie mens wat by jou werk passievol oor dit wat hulle doen? Of doen hulle dit maar om die geld te kry aan die einde van die maand? En dan is daar loopbaangeleenthede. En as dan nie is nie, wees eerlik. Wees van die begin af eerlik met die mens wat by jou kom werk en sê, luister jong, dis 'n klein organisasie, ons begin nog, hier's nie noodwendig vertikale groei vir jou nie, maar jy gaan baie ondervinding opdoen. En dis wat ons jou kan bied. Baie keer moet 'n mens jou werksaanbod verpak, nie net as die geld nie, maar dis 'n lekker omgewing om te werk, ons is 'n sosiale omgewing, ons doen goed saam as 'n organisasie, en daarom is dit lekker om hier te werk. So, dit hoef nie altyd finansiëel van aard te wees nie. Ek dink julle het dit dalk al ook gehoor, maar weet jy waarheen is jou organisasie op pad? En dis belangrik om die mense wat saam met jou werk, saam met jou op hierdie pad te neem. So vertel van jou droom, praat oor jou droom, kry insette, want die mense wat inkoop, gaan 'n baie langer pad saam met jou stap en 'n ekstra myl saam met jou deurgaan. Om jou organisasie ook suksesvol te maak en volhoubaar te maak in die langtermyn. Het julle enige ander vrae voordat ons gaan breek vir middagete? Daar in Centurion lyk vir my is 'n vraag. Skus maar ek wil net hoor, ek is geretrein so maand terug, maar die maatskappy waarvoor ek gewerk het, is onder business rescue gesit. Nou wie vat, ek het nou, soos die CCMA ding, het ek hulle nou gaan oorhandig van hulle het nog nie ons laaste geld betaal, of enige pakkette eers vir ons gegee nie, hulle het net eenvoudig gesê, daar is nie geld nie. Nou wie vat jy aan by die CCMA, die maatskappy of die Business rescue. Business broker, ja, die persone. Okay. Is jy lid van 'n vakbond? Dis reg, ek is deel van Solidariteit en AfriForum. Okay, goed. Eerste ding wat jy doen is, jy kontak onmiddellik sit net gou daai mikrofoon vir ons af. Alright, jy kontak onmiddellik jou vakbondverteenwoordiger en as jy nie 'n vakbondverteenwoordiger het nie, dan bel jy asseblief so gou as moontlik ons hulplyn en gesels met 'n regsadviseur. Wanneer dit gaan oor retrenchments, is die CCMA nie noodwendig jou eerste port of call nie. Jou eerste port of call gaan wees die arbeidshof. So my advies aan jou is bel so vinnig as wat dit vir jou moontlik is, ga die hulplyn en praat met een van die regsadviseurs wat vir jou dan die beste advies gaan gee wat die pad vorentoe is. Okay, nee maar laat ek so sê, ek gaan half bietjie solidariteit half nou bietjie op in die slegte kant, want ek was by hulle, maar hulle vat hulle tyd, hulle is bietjie stadig gewees. Ek het hulle gaan sien, die mense in Rustenburg, maar ek kan nie, die ding moet klaarkom, maar hulle het nie tot daar gekom nie, net bly afsprake gemaak, maar nou ja, toe gaan ek myself sê sy maat toe. Okay, alright. Ek sê jou wat, dis vir my slag om dit te hoor en ek sal dit aanspreek, so in middagete, dan kom praat jy gou met my, dan gaan ek kyk hoe kan ek jou help daarmee. Alright. Het enige ander vrae? Belwel? Yes, Belwel vra? Hoi, jy het net nog genoem by die onderhandeling van vergoedingspakket, né, as jy die salaris vasstel, dat julle in die begin sal, julle betaal nie minder as die gemiddeld nie. Hoe bereken, is daar 'n website of iewers waaraan toe gaan 'n mens om daai inligting te kry? Van wat is die gemiddeld, wat is die minimum en die maksimum vir daai posbeskrywing? Okay. Kom ek sê vir jou so, daar is inligting beskikbaar, maar baie van hierdie organisasies wat die inligting versamel is baie moeilik oor hulle inligting. Hulle sal dit eerder aan jou verkoop as wat hulle dit vir jou sal gee. So my advies aan jou sal wees is, probeer uitvind wat die salarisse min of meer in die industrie is, deur met mense in die industrie te gesels. Want om die salarisdata aan te koop, dit kos regtig nogals baie geld. Daar is egter webtuistes ook wat vir jou min of meer 'n aanduiding kan gee van wat
ander organisasies betaal, maar dit gaan alles afhang van waar jy jouself bevind, is jy op die platteland, is in jy stad, is jy 'n organisasie wat meer as 50 werknemers het, of is jy kleiner, so daar's 'n klomp verskillende faktore wat 'n rol speel rondom salarisse en salarisskale en dis meer, maar as jy 'n spesifieke vraag het, kan jy vir my e-pos stuur en dan sal ek sover as moontlik vir jou probeer advies gee. OK. Enigiets anders? Dankie, dit lyk asof ons... Yes, ek luister. My naam is Willie. Hallo Willie. Ek wil hoor, is daar ergens waar mens standaard policies en procedures kan koop of is daar mense wat dit vir jou kan opstel? Want as jy nou jou besigheidjie begin en jy hou die mop vas en jy doen die boeke en jy doen alles, jy het nie tyd om nou nog jou eie policies en procedures te gaan skryf nie. Waar kry mense dit of wie kan mens help daarmee? Weet jy wat, daar's baie webtuistes wat oulik is. Die een is Labournet, wat oulik is, hulle het baie inligting. Dan is daar ook die SABPP, die South African Board of People Practitioners, die SABPP, hulle het baie oulike inligting. En dan natuurlik die Solidariteit webblad. Ons daar's 'n klomp inligting daar ook beskikbaar en jy kan daar ook 'n navraag rig en iemand by ons sal ook vir jou probeer riglyne gee of raad gee of help. So jy is altyd welkom om die Solidariteit webtuiste ook te probeer. Goed, dan het ek beloof ek gaan vir jou e-posadres gee. Daarso is my 2 e-posadresse. Die een is Solidariteit, Liana by solidariteit.co.za en die ander ene is liana.lennert@gmail.com. So enige van daai 2 e-posadresse is beskikbaar vir julle om navraag te rig. Goed, kom ons vra die vraag sodat julle die boek kan wen. En ek wil gou weet, dat ek net gou hier 'n goeie vraag kan kry. Wat is die heel eerste wetgewing wat ek vir julle genoem het vandag? Yes. Somerset Wes. Die grondwet. Grondwet, 100%. En jou naam is? My naam is Samuel. Samuel Venter. Okay, Samuel Venter. En jy is Somerset Wes. Ja. Goed. Baie geluk met jou prys. Jy wen Drucker and Me van Bob Beaufort. Daarso is jou boek. Hulle sal hom by jou uitkry. Baie geluk daarvoor. Baie dankie. Goed dan.